'n Daaglikse oordenking saam met my Rinus van Sion in Parys vanmôre dag 102. En vanmôre praat ek met jou oor jou eie getuienis. Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op en die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as ouderlinge aangestel het. Julle moet as herders die kerk van God versorg, die kerk wat hy vir hom verkry het deur sy eie seun gesterf het. Gee eers ag op jouself en dan op die kudde. Want as jy in die regte verhouding met die Here is, sal seëninge deur jou vloei na die kudde van jou familie, jou sonnaskoolkinders wat jy onderrig, die mense aan wie jy getuig. Teen die einde van sy lewe was Dawid omring deur 'n groep mans wat opgeteken is as mans wat reuse doodgemaak het. Saul aan die ander kant, wat bang was vir Goliat, was omring deur mans wat nooit teen die reus geveg het nie. Daarin lê 'n uiters belangrike beginsel wat verband hou met die bediening. As ek wil hê dat diegene rondom my reuse moordenaars moet wees, moet ek self reuse doodmaak. As jy nie aanbid of getuig nie, is die kans goed dat jou familie, gemeente, vriende nie sal aanbid of getuig nie, want soos gesien in die lewe van Dawid en Saul, wat jy is wat diegene rondom jou sal word. Ek kan nie genoeg die belangrikheid van 'n geheime persoonlikheid toegewyde lewe beklemtoon nie. Gee ag op jouself en op jou kudde, het Paulus geskryf. Nie omdat die prioriteit is om op jouself te fokus nie, maar omdat 'n voorbereiding van jouself jou sal toelaat om te sien hoe diegene rondom jou reuse doodmaak. Mag die Here ons help in hierdie dag om by onsself te begin en 'n bietjie introspeksie toe te pas. Om te sê, Here, hoe lyk my lewe? Sodat die om my se lewe ook so kan verander. Die Here seën jou. Amen.